Nou in die hof was daar ook seker nou soos ons voor gesê het, was daar nou interaksie met al wat se mense. Partykeer is dan nou die boemelaars wat nou ook daar so O ja, kyk, daar in die Kaap het ons die bergies gehad. Nou die bergies was gewoonlik spiritsdrinkers. Hulle het regtig spirits deur 'n brood gegooi en dan het die skoon alkohol onderuit geloop en dan het hulle dit gedrink. En dit het hulle lippe gebrand dat hulle sulke wit die kleur van die lip van die vel het heeltemal verdwyn, het spierwit geword. Tong, alles, die hele mond binne was spierwit. Nou dis die bergies. Hulle het letterlik in die berg gebly. Hulle was boemelaars. En hulle wou nie op 'n ander plek bly as in die berg nie, want hulle die vryheid geniet. Maar nou hulle moet 'n bergie word ook honger en 'n bergie moet eet. Meestal is hy dors. Maar want hy wil ietsie geniet om te drink, maar hulle moet eet ook. En so gebeur dit daar in die Athlone Inn. Is daar 'n hawker wat groente en vrugte langs die pad verkoop in so 'n stalletjie. Nou nader die 3 bergies hom. Maar hy sien sommer hier's moeilikheid want hy weet hulle kan nie betaal nie. Nou nader hulle hom en dan gryp een iets en hardloop in een rigting, maar hulle kan nie vinnig hardloop nie. Hulle is gedaan. En dan terwyl hy nou daai ene jaag, dan vat die ander 2 nou iets en hardloop hulle daarmee weg van sy goed. En so gebeur dit dat hulle weer die arme hawker de mekaar gehad die dag daar in die Athlone Inn. En toe gryp hierdie bergie 'n pampoen en daar gaan hy met die pampoen. Maar noodloos om te sê, hy kan nie vinnig hardloop nie. Die ou hardloop hom invang hom, kry pampoen terug, nou word hy aangekla vir diefstal van 'n pampoen. Nou verskyn hy voor die hof daar in Wynberg. Nou pleit hy skuldig, want hy het mos nou die pampoen gesteel, hy is nou gevang vir die pampoen. Nou kom sy vorige veroordelings, wat ons noem die SAP 69. Nou lees die aanklaer die vorige veroordelings uit. Nou blyk dit dat hierdie bergie het bladsye van vorige veroordelings, maar as almal hierdie petty crime goed van wasgoed van die draad afsteel en winkeldiefstal en so aan. Nou hy was nou al gestuur volgens die SAP 69 was hy nou al gestuur vir rehabilitasie. Hy was nou al wynskool toe gewees. Hy was al oral want die ou duidelike drankprobleem en so aan, hy's net 'n boemelaar. Maar hy leer nie. Elke slag word hy maar weer gevang. Die landros uit desperaatheid sê ek, luister, ons het nou al alles met jou probeer en jy wil nie hoor nie. Jy's 'n gevaar vir die gemeenskap want jy en jy wil nie gerehabiliteer wees nie. So al wat ek nou kan doen, ek moet jou so lank as moontlik uit die gemeenskap verwyder dat jy ten minste die gemeenskap jou gespaar bly vir daardie tydperk. Nou daardie was die Landdroshof se strafjurisdiksie 12 maande. Dit was die maksimum wat die landdros kon oplê daardie tyd. Nou is dit 3 jaar, maar daardie was dit 12 maande. Hy sê toe ek het nou geen ander keuse nie. Ek gaan jou nou vonnis tot 'n gevangenisstraf van 12 maande gevangenisstraf. Maar omdat hy onverdedig was, bepaal die strafproseswet in so 'n geval waar die landdros onverdedigde ou vir langer as 3 maande gevangenisstraf vonnis, dan gaan die saak op outomatiese hersiening na die Hooggeregshof toe, wat dan kyk of die vonnis gepas is of nie. En daarmee saam is die beskuldigde geregtig om vertoë te rig, wat dan saam met die saak Hooggeregshof toe gaan. Die saak word nou getik en dan gaan hy Hooggeregshof toe, en dan as die beskuldigde enige vertoë het, kan hy dit saamstuur. Ja. En die landdros is verplig om dit aan hom te verduidelik. Nou verduidelik die landdros vir hierdie bergie, jy het nou 12 maande gekry, ek gaan hierdie nou na die Hooggeregshof stuur op hersiening, waar hulle dan kan besluit of dit die regte straf is vir jou, maar jy mag ook vertoë saamstuur. Nou bergie weet nie wat is vertoë nie. Nou sê die landdros vir hom, dis amper soos jy mag nou 'n appel aanteken. Jy mag appel aanteken deur jou eie
vertoë saam te stuur. Dis amper soos 'n appel. Nou luister die bergie, nou is hy klaar gestraf, maar nou sit sy 2 kornuite daar agter in die hof met hulle wit bekke. Hulle het als aangeluister, hulle verstaan die law, Ja. en nou gaan die bergie af in die gat, af met die trappe na die hofselle toe. Nou skree hy daar na sy kornuite toe daar agter in die hof. Wat? Nou moet ek vir 'n 12 maande gaan sit in die mang in dit vir 'n pampoen. Nou die bergies het nou mos nou gehoor, maar die man het mos nou die reg vir appel, man. Die belanders het mos nou verduidelik. Nou skree hulle daar van agter af vir hom. Appel, man, appel. Jy mag mos appel. Bergie steek so vas op die trappe en hy kyk so na die landros. Hy sê, never mind appel, man, hy's op. Die landros het nie dit goed gevat nie. Hy het eintlik, ek ken toevallig die landros, hy het gedink dis vir ek snaaks.